Vandag vertel ek vir jou van Zeus en Hermes. Ons lees Handelinge 14 vers 12 tot 20. Zeus, 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 dreun sing die skare. Paulus voel hoe dat dit ijskoud in hom raak. Hy sien ook dat van die mense na hom bedui en dan hoor hy die naam Hermes. En dit laat hom baie benoud voel. Barnabas, my broer, wat is hier aan die gang? Hy verstaan nie Likaonies, die plaaslike taal nie, maar hy voel aan sy bas dat hier iets onheilig besig is om uit te broei. Ja, natuurlik weet hy van Zeus. Dis die hoofgod van die Grieke en Hermes is Zeus se seun en sy woordvoerder. Stadig begin dit tot Paulus deurdring dat hierdie mense dink dat hy Hermes is, omdat hy al die praatwerk doen en die groot bebaarde Barnabas is die hoofgod Zeus. Nee, skud Paulus heftig sy kop, ons is nie gode nie. Ons is maar net doodgewone mense, nes julle. Maar niemand hoor hulle eers nie. En wanneer hy weer sien, dan het die priester van die Zeus-tempel hom aan die arm beet en die twee manne word na die stadspoort meegesleur in die rigting van die magnifieke tempel wat net buite die stad gebou is. Daar merk Paulus 'n paar bulle op wat ter slagting gelei word, asook talle veelkleurige blomkranse. Paulus se hart klop in sy keel. Hoe stop ons hulle? Skree hy bo die lawaai uit vir Barnabas wat sukkel om uit die maalkolk uit te kom. Dan dring die besef deur tot die twee manne dat hierdie bulle vir hulle geoffer gaan word en die blomme is daar om hulle te vereer. Uit pure frustrasie skeur Paulus sy klere en Barnabas volg sy voorbeeld. As die skare dit sien, bly hulle geskok stil en staar die twee oorblufte manne aan. As iemand nog in aanbidding voor hulle wil buig, spring Barnabas woedend op die man af. Hou asseblief tog net op, ons is maar net mense. Ja, beaam Paulus, ons is doodgewone, sterflike mense, nes julle. Wat julle hier besig is om te doen, is godslasterlik. 'n Geskokte stilte sak toe oor die skare. Met 'n bewende stem begin Paulus verduidelik. Ons is maar net boodskappers van die lewende God. Ons bring julle die blye boodskap vir julle, dat dit nie nodig is om julle self aan hierdie sinlose gode te onderwerp nie. Laat staan hulle, bekeer julle tot die enigste ware God. Hy is die een wat die hemel en die aarde gemaak het, en die see met al die diere wat daarin rondswem. Nou het hy almal se aandag, en hulle hang aan sy lippe. Hy vertel vir hulle, dat hierdie God hulle aanvanklik maar net toegelaat het om hulle eie gang te gaan, maar nou het hy gekom om hulle te laat deel in die goeie dinge. Ja, inderdaad, is dit ook hy wat reën gee en kos en oeste, al die goeie dinge van die lewe. En hy wil hulle gelukkig maak. Die priesters skud hulle koppe. Hierdie twee is inderdaad gode. En dan gaan hulle voort en hulle begin die offers voor te berei, onder luide protes van Paulus en Barnabas. Maar dan gebeur daar 'n verdere ding wat so byna die twee manne se sending draadjie heeltemal afknip. Die Jode in Antiochië het met die druiwerankie langs verneem dat Paulus en Barnabas in Lystra is – en dat hulle goeie resultate daar kry.
Dan stap 'n klompie van hulle oor na Lystra om te gaan keer dat daai mense nie dalk verval in hierdie dwaalleer nie. By Iconium kry hulle nog 'n klompie versterkings. Met hulle aankoms begin hulle sommer dadelik kwaad stook, veral onder die stad se Jode. Binne 'n ommesientjie is daar al sommer 'n groot skare woedende Jode wat voel dat hulle mislei is. Wanneer die twee manne agterkom wat aan die gang is dit reeds te laat om te vlug. Woedend word hulle met klippe bestook. Paulus is natuurlik die groot belhamel en al die Jode se woede word op hom gekonsentreer. Paulus styer onder die groot aanslag, totdat hy uiteindelik bewegingloos bly lê. Skynbaar mors dood. Woedend sleep die skare sy lijk uit die stad uit en laat dit daar lê vir die aasvoëls om sy beendere skoon te vreet. Bang, bang, sluip 'n groepie gelowiges nader wanneer die stof gaan lê. Hulle kom om Paulus se liggaam te versorg en hom 'n eerbare begrafnis te gee. Maar dan maak die lijk sy oë oop. Pynlik staan hy op terwyl die mense hom oop mond dophou. Dan ruk Paulus hom reg. Kom, ons het werk om te doen. Ons kan nie heeldag hier rond staan nie. En so stap Paulus weer die stad binne, gevolg deur 'n skare van gelowiges wat nuwe moed geskep het. Maar Paulus besef maar al te goed dat hulle hier nie meer welkom is nie. Die volgende oggend vertrek hulle na Derbe, om ook daar die evangelie met groot blydskap te gaan verkondig. Moenie toelaat dat 'n ou klein terugslaggie jou onderkry nie. Vir Paulus sou daar nog vele sulke terugslae voorlê. Hierdie verhaal moet my en jou vandag die moed gee om op te staan en maar net voort te gaan om die evangelie te verkondig, selfs wanneer ons daarvoor gekastei word. Ek het self al 'n paar harde klappe gekry, maar jy vergeet sulke dinge gelukkig baie gou. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie kosbare les uit Paulus se lewe. Maak my asseblief sterk om aan te gaan wanneer ek vervolg word vir die evangelie. Amen.